Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord vanoggend kom uit Matteus 26 vers 67 en my tema vir vanoggend se woord is: Jesus het vuishoue wonde verdra vir jou genesing van elke vuishou. En ons is op die plek waar ons kyk in detail, soos die tyd ons gun, na elke wond wat Jesus opgedoen het. Want jy gaan agterkom dat jou gebed, wat jy bid tydens kommunion, om te sê dankie Here, deur u wonde het daar vir my genesing gekom, baie groter is as net daardie sinnetjie wat jy sê, deur u wonde het daar vir my genesing gekom. Dit is baie, baie dieper. En so sal jy agterkom, hy weet regtig van jou, hy weet wat jy deurgaan, hy weet van goed wat jy nog nie eers vir mense van vertel het, waar jy verneder is nie. Maar kom ons bid saam en ons luister, wat die woord van die Here vir ons wil sê, en wat die Heilige Gees in ons mee wil gesels, en wat hy in ons wil verander. Kom ons gee tyd vir Heilige Gees, tydens hierdie kort opname, om ons aan te raak. Vader, baie dankie dat ons as die kinders na u toe kan kom. Here, vanoggend wil ek net vir u sê, so baie dankie vir Jesus, dat u Jesus aan ons afgestaan het. Here Vader, om aan daardie kruis vir ons u liefde te kom bewys. Jesus, dankie dat ons nader kan kyk in u woord, na elke wond, en dat ons besef, elke wond is beskryf, sodat ons werklik besef, deur u wonde is ons genees. Dankie vir Heilige Gees, wie in ons is, om ons aan te raak, ons gesond te maak, ons terug te vat na tye in ons lewe, sodat ons weer kan vergewe. Ja, Here, selfs 490 keer, om werklik te kan vrykom. Dankie vir u woord wat ons so baie leer. Amen. Nou Matteus 26 vers 67 in die Afrikaanse 83 vertaling sê, toe het hulle in sy gesig gespoeg en hom met die vuis geslaan. Nou wat doen 'n vuishou aan ons? Ons het laasweek daarna gekyk wat die vernedering is van 'n klap wat Jesus gekry het, klappe wat hy gekry het. En 'n vuishou is bedoel om met mag en mening letterlik daardie persoon se woede op jou uit te haal. Nou vanoggend kry jy hulle oral. Jy kry hulle wat vir jou sal sê, ek het per ongelukkig in die deur vasgeloop. Ander sal vir jou sê, ek het gestruikel en ek het by die trappe afgeval. En daar sal ander wees wat maar net in die huis bly, totdat daardie wonde se knesing minder is. Maar daar is wat letterlik met die vuis bygedam word, dag vir dag. En die seer wat hierdie mense beleef, hoor jy eers in berading, waar die rou snikke deur hulle hoor ruk, oor daardie seer. Dit is nie net die seer van die vuishou nie, maar dit is die seer waar hulle daardie wonde, dalk met 'n watta, dalk met salf, moet behandel, en waar hulle self in die spieël moet kyk, en besef, 'n paar vrae, hoekom laat ek dit toe? Of wat het ek gedoen om dit te verdien? Ander begin naderhand glo, dit is wat hulle verdien. Maar die feit bly staan, agter daardie vuishoue, is 'n diep genesing wat moet plaasvind. Wat gebeur as so vuishou jou tref? In die eerste plek is dit anders as wat net 'n klap, 'n wond is. As ons kyk na Jesaja 52,
dan staan daar ook dat Jesus sy beeld, jy jou gesig vir hom sou verberg het, as jy gesien het hoe hy gelyk het, dat hy nie meer as 'n mens gelyk het nie. Nou dit is die vuishoue ook, wat in ons lewe plaasvind op een of ander manier, dat ons onsself nie kan lief hê nie, dat ons nie in die spieël kan kyk vanoggend en kan sê, jy wie na my terugkyk, vir jou is ek lief nie. Daar is mense wat hulle selfbeeld, hulle eie beeld, so afkraak, so breek, dat hulle nie agterkom, maar ons is eintlik gemaak na die beeld van God nie. Dat hulle nie meer die mooi in hulle kan sien nie, maar dat hulle net hierdie vuishoue se vloeke in hulle lewe, in hulle aangesig ervaar. En as ons dink, wat is dit wat met so vuishou gebeur? Dit is jou menswaardigheid wat geskend word. Nie net was hy met die vuis geslaan en ons gaan volgende week kyk na die wond van toe hy gespoeg is, maar hulle het hom ook uitgejou. So wat beteken dit skriftuurlik? Dit was 'n bewuste keuse van gehoorsaamheid wat Jesus uitgevoer het. Hoekom? Want hy het ervaar wat soveel van ons ervaar. Want deur daardie fisiese en daardie geestelike lyding is die mens verlos van die ewige lyding en word vergifnis moontlik gemaak. So ons hoef nie in 'n ewige lyding te bly van wat aan ons gedoen is uit ons verlede nie. So om met die vuis geslaan te word, sê ons in sielkunde, het verwoestende gevolge. Wat veroorsaak dit in die persoon wat hierdie vuishoue ervaar? Vrees, vernedering, nadat 'n angsversteuring, om te dink, wat gaan wanneer weer gebeur, wanneer gaan ek weer so bygedam word? En jy kry ook 'n posttraumatiese stresversteuring. Met ander woorde, hierdie vuishoue is lankal gesond, die merke daarvan, die wonde daarvan, maar binnekant in hierdie persoon is daar soveel depressie wat agterbly. En daar is ook 'n plek waar hierdie persoon hulle selfvertroue begin verloor. So kan jy agterkom dat 'n vuishou se wond, se genesing deur Jesus se wonde baie dieper is as wat ons net so oppervlakkig van praat. Daar is 'n emosionele skok en 'n vrees. Daardie skok wat hulle sê, hulle het dit nie verwag nie. Daardie skok vir die persoon wat naby aan hulle is, wat dit aan hulle gedoen het, hulle het die persoon vertrou. Daardie angs, daardie trauma, dis 'n onmiddellike reaksie van skok. Hulle voel verward en 'n gevoel van algehele hulpeloosheid. En dan daardie konstante vrees agterna, wat as dit weer gebeur? Wat is die trauma? Hierdie mense herbeleef die gebeurtenis. Jy kan ook met by hulle hoor hoe daar nagmerries naderhand is, hoe daar nie net ongewenste herinneringe sommer net oppop in hulle gedagtes van dit. So dit is 'n konstante plek waar hulle vasgehou word in hierdie trauma om die heeltyd gereed te wees om dadelik te veg. En dit maak die mense so moeg en so uitgeput. Dit veroorsaak 'n depressie. Daardie gevoel van vernedering en daardie gevoel van ek kan nie in beheer wees nie. Dit lei tot depressie. En dit kan ook naderhand ook lei tot panic attacks, soos paniekaanvalle wat hierdie persoon beleef. 'n Ernstige depressie van skuldgevoelens wat hierdie persoon ervaar. Baie keer is dit dat hierdie persoon voel, maar hoekom kom ek nie uit met die waarheid nie? Hoekom is ek so sleg? Hoekom is ek so 'n coward om nie uit te kan kom
met die waarheid nie. En dan die vertrouensbreuk wat plaasvind. Die fisiese aanranding deur 'n bekende persoon vernietig nader aan vertroue en dit maak dit baie moeilik om in die toekoms ook 'n vaste verhouding, vertroue met so 'n persoon te kan beleef. 'n lae selfbeeld, dit laat die persoon waardeloos en skuldig voel, terwyl die skade wat aan die liggaam gedoen is, ook die liggaamsbeeld skend. Want so word mense se gesig dikwels so stikkend geslaan met daardie vuishoue, dat daar ook letterlik letsels agterna oorbly. En ons kyk bietjie na 'n ander vuishou wat die woord van praat, wat Paulus deurgegaan het. Die bekende deel in 2 Korintiërs 12 vers 7, waar hy beskryf hoe hy 'n doring in die vlees gekry het. Hy praat van 'n boodskapper van Satan wat hom in die vuis geslaan het. Met ander woorde, ons kom ook agter daar, dat Paulus 'n vernedering ervaar het, 'n pynlike beproewing wat hom moedeloos gelos het. So ons moet onthou, dat Paulus was daar besig gewees om die woord van die Here te verkondig. Maar daar word ook gesê, sy eie woorde, ek weet van 'n man 14 jaar terug, wat opgeruk is, tot in hemelse plekke, en dit wat hy daar gesien het, kon hy natuurlik nie vertaal het nie, want as ons hoor hoe die stem van God klink, is dit soos weerlig, so jy kan nie beskryf wat weerlig regtig vir jou sê nie. En ook daar was daardie doring in die vlees ook vir hom gegee, want baie keer kan ons as kinders van die Here by 'n plek kom van ek sien in gees, ek sien visioene, ek droom drome, en dan kan ons baie keer bietjie op 'n plek kom om onsself as 'n profeet te wil ag en bietjie te begin neerkyk op ander mense. En Paulus sê daar self, hy sê hierdie is vir my gegee sodat ek nederig moet bly. Met ander woorde, Paulus wou hier gesê het, hy sê nie dat dit God se skuld is nie, en hy sê ook nie dat God dit nie van hom af weggevat het nie, maar dat God hom die antwoord gegee het, om vir hom te sê, my genade is vir jou genoeg. Dat Paulus kon weet, as hy hom onderwerp aan God se gesag, en hy weerstaan die vyand, dan sal die vyand van hom afvlug. Maar ek dink hierdie is so 'n belangrike iets, veral vir mense wat in die bediening is, om te besef, dit is genade, dat ek God se woord mag verkondig, dat ek mag sê, dit is wat die Here sê, dit is wat die Here wys. Ons is nie beter as ander mense nie. Dit is absoluut net 'n genade, om 'n visioen te sien, om dit te kan deel. Hoekom? Omdat jy so afhanklik van die Here is, kan ons nie net loop en dink, ons is beter as ander mense nie. By die plek uit te kom, om te sê, dat wanneer ek swak is, 'n swakheid in my het, sal God se sterkte, sal God se krag na vore kom, om daardeur te kan sê, maar so sal die Here verheerlik word. Hoe kan ek dit sê? As ek vanoggend as 'n getuienis voor jou kan sit, om vir jou te sê, maar dit is wat met my lewe gebeur het, maar hoe het ek dit oorwin? Deur die genade van die Here, deur na God toe te kon gaan met daardie persoon, wat my so fisies gewond het, en te sê, Here, ek vergewe daardie persoon, dan sal die vuishoue se emosionele skade in jou lewe gelig word deur God se genade. Jy sal agterkom, hoe meer en meer jy oor dit kan begin praat, nie om te skinder nie, maar om te kan sê, ek vergewe, en hoor vandag wat ek vir jou sê, as jy die een is, wat 'n slagoffer is, van vuishoue wat geval het, en jy is vanoggend in daardie trauma vasgevang, hoe meer jy gaan sê, ek vergewe, hoe meer gaan daardie gif,
wat saam met daardie vuishoue gegaan het, daardie vervloeking, daardie skree op jou, daardie minagting, gaan dit in jou ophou om daardie refrein te wees, dat dit jou beeld is vandag, want ons word naderhand wat ons gedagtes is en wat ons woorde is. En dat jy sal kom in jou binnekamer by daardie plek om te sê, Here, ek spreek vry, ek vergewe en ek beweeg aan met my lewe. En dat jy God so sal vertrou, dat hy jou ook sal genees. Ek vertel vir jou 'n ware getuienis. 'n Vrou wat letterlik, kan jy sê, soos 'n skietwond ervaar het, waar sy hierdeur haar wangbene gewond was, waar geen plastiese snykunde meer kon gehelp het nie. Maar toe daardie vrou by Jesus uitkom en sy die genesing kon ontvang van daardie trauma, van daardie wat sy ervaar het, wat haar gesig so geskend het. Ek kan vir jou sê vanoggend as getuienis, het dit geklink soos plastiek wat kraak, toe die Heilige Gees deur daardie persoon, daardie vrou se wangbene beweeg het. En ek kan vir jou sê, ek kon die hitte van God se liefde ervaar. En ek kon die wonde van Jesus se krag in haar ervaar. En toe amen gesê is, dit is waar en seker, het daardie vrou, waar sy geskend was sy genees. Hoekom? Want sy is in 'n situasie waar die Here haar getuienis wou gebruik, waar sy karre oppas, dit is wat haar lewe is, kon sy teruggaan en vir ander wys hoe groot die Here se genade is. Deur vir hulle te sê, Jesus genees nog steeds vandag. Maar die genesing begin, en hierdie is nie maklike woorde nie, want ek ken nie jou lewe nie, maar die genesing begin, waar jy bereid is om te begin sê, Here, ek vergewe, Here, ek spreek vry, sodat daardie vuishoue wat op jou geval het, deur die wonde van Jesus genees kan word. Gaan in jou binnekamer, vertel hom alles, kom by 'n regverdige uit, moenie dat die vyand daardie geheim in jou lewe vashou plek gee nie, en bid saam met 'n regverdige, dat jy hoor, dit is nie wat jy verdien nie, dit is nie wat jou waarde bepaal nie, en dat jy gesond kan word van binne af. Mag die Here jou aanraak, as jy die een is, wat jou vuiste gebruik teen mense, en dat die Here kom, en jou hart van klip, uit jou binneste sal uithaal, en jou hart van vlees sal gee, sodat jy Jesus se hart sal begin ervaar, vir God se kinders, en dat jy genesing kry, van die vuishoue, wat jou lewe vernietig het. Want verseker is die vyand besig, om jou vuishoue te gee, en jy kan nie God se genade raak sien in jou lewe nie, en jy kan nie genade uitdeel nie. Mag jy, watter kant jy ook al staan, van die vuiste, genesing ontvang, deur die wonde van Jesus, waar hy met die vuis geslaan is. Here, baie dankie, dat ons in U naam kan vergewe. Here, ek sien daardie persoon nou voor my, maar Here, ek vergewe daardie persoon, sodat ek kan word, die beeld wie U vir my in gedagte het. En Here, dan bid ek vir hulle, wat genesing moet ontvang van vuishoue. Here, emosionele genesing, sowel as uitwendige genesing. Here, daar is geen wond, wat U nie kan genees nie.
En ek weet dat hierdie persoon nie verniet hierdie boodskap nou by ingeskakel het nie. U doen nie dinge verniet nie. Mense hoor nie iets verniet nie. Dit is die tyd wat u met hulle het nou, Here, sodat hulle oor en oor na die boodskap kan luister. Here, maar oor en weer sal vergewe. Here, totdat dit wat hulle onthou nie meer kan seermaak nie. Dankie, Here, deur die wonde wat u met die vuis geslaan is, word ons genees van elke vuishou. U genade is werklik vir ons genoeg. Amen.